Okay, kom ons kyk gaan na die laaste klomp vragies oor meiose. Die onderstaande diagram stel 'n sel voor tydens 'n seldeling. Noem die tipe seldeling wat in die diagram hierbo getoon word. Wel, jy het net geleer van mitose en meiose en omdat jy sit hier met homologkromosompare, weet ons is meiose wat hierso ons mee te doen het. Identifiseer die fase wat hierdie diagram voorgestel word. Wel, die rangskikking op die ewenaar vind plaas tydens metafase en omdat dit homologkromosompare is dit metafase 1. Gee die letters wat die volgende verteenwoordig, die struktuur wat die kromosoomkromatiede na die pole trek en is net die letter of letters wat hulle soek, maar kyk net na die punte, 1 soos 1 letter, daar's is 2 letters, maar hierdie letter wat dit gaan trek gaan B wees. Die deel wat verantwoordelik is vir die vorming van die spoelvesels, dit weet ons is centriole, so dis F, en dan 2 identiese kromatiede. Wel, jy kan duidelik sien hierso by D en E, wys hulle op beide hierdie kromatiede, en omdat hulle albei swart is hulle identies, soos D en E. Hoeveel kromosome sal in elke dogtersel aangetref word aan die einde van hierdie seldeling, dis nou meiose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, so met ander woorde, daar gaan 4 wees in elkene, want meiose 1,5 4 ook mos. Gee die naam van die selle wat as gevolg van hierdie tipe seldeling by 'n man gevorm word, wel dis spermselle. 2.10, diagram hieronder verteenwoordige kromosoompaar wat 'n proses tydens meiose ondergaan. Noem die orgaan in die man, wel dis die testes of die testicles, en dan die proses wat in die diagram verteenwoordig word, dis oorkruising. Benoem gebied P, dis 'n chiasma of 'n chiasmata. Struktuur Q is 'n sentromeer en dan struktuur R sal 'n kromatied wees. Omdat as hy krulhakie om almal wys, dan is dit 'n homologkromosompaar. As hy krulhakie net om daai 2 wys, dan is dit 'n kromosoom. Die diagram hieronder toon 2 forme van 'n kromosoom. Identifiseer deel A, sentromeer. Identifiseer die proses wat gelei het tot die vorming van die kromosoom wat deur diagram 2 voorgestel word. Wel, jy sal sien, daar is 'n enkel kromatied, nou eweskielik is daar 'n dubbelkromatied en hulle is identies, so dis DNA replisering. Daar is hy. Beskryf die proses wat in vraag 2.1 of 11.2 genoem is. Wel, ons het dit reeds vir die proses in die vorige hersiening van DNA en RNA, en dis maar net die hele proses van die dubbele helix, draai af, waterstofbindings breek, beide dinastemplaatstringe ensovoorts. Ek gaan nou nie weer deur alles nie, maar daar is die antwoord vir jou. Jy moet in elk geval DNA-replisering leer soos wat dit hier staan. Gee 2 redes waarom die proses in vraag 2.11.3 beskryf word belangrik is. Alright, met ander woorde DNA-replisering, jy sal sien hy tel net 2 punte. So hoekom is dit belangrik? Wel, jy moet jou genetiese materiaal natuurlik verdubbel, sodat elke dogtersel 'n identiese kopie het van die hele volledige stel kromosome. Jy gee hulle vir jou 3 moontlike opsies wat jy kan gaan neerskrywe, maar dit gaan basies daaroor. 2.12. Wat is somatiese selle? Wel, somatiese selle is jou liggaamselle. Alright? Dis al die selle behalwe jou geslagselle. O genade, okay, daar staan sommer sentromeer, maar ek het nou die antwoord vir julle gegee. Alright, so dis nou al jou liggaamselle, is jou kraakbeencelle, jou spierselle, senuweeselle, kliercelle, epiteelselle, beenselle ensovoorts ensovoorts. So is alles behalwe jou geslagselle. Noem die spesifieke soort kromosome wat by 1 tot 22 genommer is, wel dis autosome. Elk van die pare getoon is 'n homologkromosompaar. Noem die oorsprong, met ander woorde waar het hulle vandaan gekom. Wel, die een kromosoom het gekom vanaf jou pa, dit was op sy spermsel, en die ander een het gekom vanaf jou ma, want dit was op haar eiersel. So ja, nou het jy dit, okay? So moeder, sit maar net die DER albei. Maak 'n lys van 3 eienskappe wat kromosome in 'n homologkromosompaar met mekaar in gemeen het. Dit moet julle ook ken, asseblief. Leer dit nou, dit het ook al 'n paar keer gevra, omdat meeste van hierdie vrae wat ek hier ingesit het, is vrae wat een keer voorkom. Die vrae wat herhaal het, gewoonlik nou maar uitgehaal. So julle kan hierdie goeders, alles wat in hierdie 3 dele is, hierdie hersieningsoefeninge is, kan julle maar goed leer, hoor. Maar die 3 eienskappe wat kromosome in 'n homoloog is, hulle is die soortgelyke grootte, die sentromere is op dieselfde posisies, die allele is op dieselfde posisies, die gene is dieselfde. So ja, vorm, grootte, posisie van allele, gene wat dieselfde eienskappe kodeer, posisie van die sentromeer, enige 3 van daai.
Verduidelik een waarneembare rede hoekom die twee individue nie 'n identiese tweeling is nie. Wel, jy kan duidelik sien hier nou by die chromosoom. Kyk net na kromosoompaar 23. Op die een individu verskil die chromosome in grootte, die kromosome van die chromosoom in grootte, en die ander individu is die kromosome van die chromosoom dieselfde grootte. So jy gaan 'n seun hierdie kant hier aan die linkerkant en jy gaan 'n dogter hier aan die regterkant. So daar sê hulle chromosome is nie identies, kromosome op posisie 23 is nie identies, individu 1 het 'n XY, met ander woorde is 'n man, individu 2 is XX is 'n vrou. Daar's hy. Die onderstaande diagramme toon die kromosome in die selle van twee individue aan. Noem die tipe diagram, karyotipe weer eens. Noem waarom die gevolgtrekking gemaak kan word dat diagram A aan 'n vroulike individu behoort. Weer eens dieselfde, omdat die kromosome van die gonosoom ewe groot is, dis 2 X-kromosome. Noem waarom die diagramme hierbo die kromosome van 'n somatiese sel toon en nie 'n gametie. Wel, dit is omdat dit homolooppare is. Verstaan, dit is 2 volledige stelle kromosome. So jy sit hier met 46 kromosome en nie 23 nie, wat jy sou gehad het as dit 'n gameet was. So kyk daarna. Noem die afwyking wat individu B toon. Wel, daar is net een afwyking wat jy leer waar daar 'n kromosoomutasie is, en dit is Down-syndroom. En jy kan duidelik sien hier op posisie 21 sit jy met 'n addisionele kromosoom, so dit staan bekend as trisomie 21 of Down-syndroom. Beskryf die oorsaak van die afwyking. Wel, ons weet die homoloog kromosoompare wat rangskik op die ewenaar tydens metafase 1 as dan nie disjunksie plaasvind tydens anafase 1. Dit kan ook wees as die kromosome rangskik tydens metafase 2 dat daar nie disjunksie plaasvind, sodat daar tydens anafase 2 slegs waar die kromatiede veronderstel is om te skei, is daar een kromosoom wat nie skei nie. En dit lei natuurlik tot 'n geslagsel met 'n addisionele kromosoom, en indien dit met 'n gewone anders geslagsel bevrug word, dan gaan jy sit met 'n sigoot met 23, met 'n addisionele 47 kromosome. So raai het julle. Karyotipe hieronder verteenwoordig die kromosome van 'n persoon, gee die gemeenskaplike naam vir die kromosome, weer eens autosome, hulle vra dit verskriklik baie. Gee die geslag van hierdie persoon. Jy kan duidelik sien, daar's 'n dubbel X daarso, auto is ewe groot, so dit is vroulik. Gee 'n waarneembare rede, die kromosome op die gonosoom is 2 X-kromosome, of hulle is ewe groot. Beskryf die karyotipe van 'n persoon met Down-syndroom. Van die een hierbo sal verskil. Wel, Down-syndroom sal op posisie 21 'n addisionele kromosoom hê. Met ander woorde, daar sal 3 kromosome op posisie 21 wees. OK, en dit bring ons aan tot die einde van die hersiening vir meiose, sterkte graad 12s.